In 'n Hooggeregshof uitspraak gister in die Kaapse Hooggeregshof het Rosheni Ali, die regter, besluit dat 'n boedel wat R40 miljoen werd is, nie nagelaat gaan word aan die Boerelegioen nie. Sy het die Boerelegioen as onwaardige erfgename beskou. Kom ons praat daaroor. My naam is Isak van Zyl, ek is die leier van die Boerelegioen. In 'n baie omslagtige verslag gister wat in die Marula Media verskyn het ek gelees dat regter Rosheni Ali in 'n aanlyn uitspraak die reg op testamentêre vryheid en grondwetlike waardes opgeweeg en beklemtoon dat 'n organisasie soos die Boerelegioen, 'n selfverklaarde burgerlike verdedigingsbeweging, sy erflating uit die boedel van 'n verlamde oud soldaat ongeldig is. Die feite van die saak is, die Boerelegioen is nie 'n onwettige organisasie soos wat sy in haar uitspraak gegee het nie. Die feite is dat ons 'n geregistreerde, nie winsgewende maatskappy is wat by SAIPRO die autoriteite vir maatskappye geregistreer is. Ali het ook bevind die bemaking van die Boerelegioen was vaag en strydig met openbare beleid. Wat dit aanbetref is die testament baie duidelik gestel. En ek haal die testament verbatim aan, waar Michael Grantland Brey se wens baie duidelik uitgespel is, dat sy hele boedel, die som totaal van sy boedel, aan die Boerelegioen bemaak word, en dat 'n gedeelte of 'n portion daarvan, soos hulle in Engels sê, aan Pathfinder of soortgelyke Boerelegioen opleiding beskikbaar gestel moet word. Wat so onduidelik is daaraan en wat die koudesil wat daaraan geheg was te maak het met hierdie testament, sal geen mens weet nie. Duisende rande later, ek wil amper sê miljoene rande later, is daar geargumenteer oor die uitspraak en het die regter dit goed gedink om die Boerelegioen as 'n onwaardige erfgenaam te verklaar. Haar uitspraak spruit uit 'n aansoek vir verklarende bevel deur die Brey Familie Trust, wat deur die suster gedryf is. Haar uitspraak is baie duidelik gemaak vanuit die hofstukke wat voorberei is. Die erfporsie was afkomstig van Grant Michael Brey, wat na 'n motorongeluk verlam gelaat is en op 5 Maart 2022 oorlede is. Hy het sowat R40 miljoen aan die Boerelegioen bemaak vir selfbeskermingsopleiding. Wat vir my verstommend is in hierdie hele uitspraak, en ek val nie die regspraak aan nie, want ek het vrede daaroor, want dit is nie Isak van Zyl se geld nie. Dis geld wat beskikbaar gestel het vir die bemagtiging van jong manne in die boerevolk. Isak van Zyl, die leier van die Boerelegioen, het vroeër aan Marula Media bevestig die organisasie se geld het opgeraak. Dit is nie die waarheid nie. Ons het maar net nie genoeg fondse om dit te dryf nie. Die geld het nie opgeraak nie. Ons kon nie R300 000 beskikbaar kry om die saak te laat argumenteer in die Hooggeregshof nie. Dit blyk nou uit Ali se uitspraak dat Steytler, eienaar van Pathfinder Bushcraft, nie die aansoek teengestaan het nie. Hy was nie 'n erfgenaam nie. Die Boerelegioen moes volgens die logiese verklaring in die testament besluit hoeveel sou na Pathfinder opleiding toe gaan, indien enige. Maar die magte van die gewone burger in hierdie land tel geen sent meer nie. Dit tel niks. Die hof het besluit en die Boerelegioen het in 'n voor die hofsaak se uitspraak nog, het ons gesê dat ons berus by die uitspraak van die hof. En dit wat ek nou vir u deurgee is bloot feite, dat die uitspraak is gebaseer op 'n klomp leuns. Dat ons funksioneer nommer 1 nie onwettig nie, en nommer 2,
ons is nie 'n rassistiese organisasie nie. Ek weet nie hoe kan die Boerelegioen 'n rassistiese organisasie wees as ons lede het van ander rasse wat in offisiersrange by ons diens doen nie. Ek weet nie hoe kan ons 'n rassistiese organisasie wees as Isak van Sail die inhuldiging van die Zulu koning op uitnodiging gaan bywoon nie. Ek weet nie hoe kan ons 'n rassistiese organisasie wees as ons leierskap bankette wat deur oud-president Jacob Zuma aangebied word, bywoon en moet hom nou 'n skakeling gevind het deur skakelings wat ons met ander mense gehad het. Ek weet nie hoe kan Boerelegioen 'n rassistiese organisasie wees as 'n politikus soos Neil de Beer wat rassiste met 'n passie haat bemoeienis gemaak het met die Boerelegioen en met die leier van die Boerelegioen. Ek weet nie hoe kan die Boerelegioen rassisties wees as Isak van Sail in sy eie kringe beskou word as 'n bietjie links van die middel nie. Hoewel ek myself beskou as 'n bietjie regs van die middel. Maak dit van my en die organisasie 'n rassis? Ek dink iewers is daar 'n slang van groot lieg in die gras. Allie het saamgestem en gesê die Boerelegioen se manifest, webblad en fotovideo's is strydig met artikel 16.2 van die grondwet deurdat hy oorlog propageer, geweld aanhits en haat op grond van ras, etnisiteit, geslag en godsdienst voorstaan. Die feite kom nie uit die mond van die regter uit nie, dit kom uit die mond van die hofstukke uit. Die regter het maar net beaam en ek glo dat sy was maar net oningelig. Maar die feite van die saak is, en ek praat nou hier direk met die Brey familie. Daar is in die 8 jaar wat die Boerelegioen bestaan, geen kriminele saak wat die inhoud het wat julle in julle hofstukke gesit het, bevat. Nêrens het ons ooit oorlog gepropageer. Wat ek wel gesê is dat ons is reeds in 'n oorlog. Dit is meer 'n geestelike oorlog. Dis 'n oorlog teen lig en duisternis. En wanneer 'n mens in 'n oorlog tussen lig en duisternis is, dan moet 'n mens in die fisiese ook 'n bietjie manifesteer deur weerstand te bied teen ongeregtigheid. En dit maak ons niks anders as organisasies soos AfriForum, die Solidariteitsbeweging, die Vryheidsfront wat in die parlement die regering teenstaan nie. Dit maak ons niks anders as organisasies soos die EFF, Umkhonto we Sizwe, wat teen sentrale beleid staan nie, wat staan vir ekonomiese bevryding van hulle mense nie. Nou mag die Boerelegioen wat namens die blanke minderheid wat 'n ou klein minderheidjie in Suid-Afrika is, mag ons nie namens daai klein minderheidjie 'n staanplek probeer kry nie. Deur 'n gesig te wys. Want nêrens het ons ooit op 'n parade gestaan met vuurwapens nie. Nêrens het ons ooit dreigemente van geweld geuiter nie. Nêrens het Isak van Sail of enige van sy generaals ooit in die openbaar ooit 'n dreigement na die regering toegegooi nie. Waar ons wel hard gepraat het, was waar politieke aktiviste en ekstremistiese organisasies gedreig het om wit mense dood te maak, soos Andile en Ketama, soos Julius Malema van die EFF wat gesê het, hulle gaan wit kinders doodmaak. By 'n universiteit in Natal het ek 'n standpunt ingeneem en gesê, Malema, raak aan ons kinders en kyk wat gebeur. Wat beteken so 'n stans wat jy neem? Is dit 'n dreigement met geweld? Of is dit dalk om die reg sy gang te laat gaan? So dit is die videoetjies wat hulle na verwys het. Op die oog af blyk die erflating nie onbillik diskriminerend te wees en aanstoot te gee aan openbare beleid nie.
As die groep se manifest, webblad en verklarings egter in ag geneem word, kan dit nie betwis word nie, en dis die woorde van die regter, dat dit duidelik die boerereligioen se doelstellings en doel van erflating wel teenstrydig met die wet is, het Ali bevind. Teen wat se wet? Ek is nie bekommerd dat sy 'n uitspraak gelewer het nie. Ek is bekommerd dat my verklaring en die betoogskrifte wat ons per koerier by die meester van die hof in Kaapstad laat aflewer het, waarvoor daar ontvangserkennis nêrens in ag geneem is nie. My verklaring is nêrens in ag geneem nie. Die bewyse wat ons aangeheg het, is nêrens in ag geneem nie. Maar dit daar gelaat. Sy het ook in ag geneem dat Steytler, wat destyds Boerelegioen lid was, vir Brey besoek het. Tydens die besoek is glo te kenne gegee, hy wil 'n organisasie steun wat elke swart persoon sal uitroei. Ek wil vir u duidelik sê, dat Laurens Steytler, wat op daardie stadium deel van die Boerelegioen was, het nooit buite die beleid en die beleidskrifte van die Boerelegioen gepraat nie. Daarom sou dit onwaarskynlik wees dat hy so 'n uitspraak sou maak. En is hierdie stukkie geskrewe wat in die hofstukke nou staan, nie die papier werd waarop dit staan nie, nommer 1, want dit is nie getoets nie en dis op hoorsê gebaseer. Buiten dat die Boerelegioen jare na sy totstandkoming nog nie by SIRA, die owerheid wat private veiligheidsbedryf reguleer, geregistreer is nie, is Suid-Afrika wetlik net geregtig om een leer, naamlik die Suid-Afrikaanse nasionale weermag te hê. Dan is God se weermag seker ook onwettig in die land. Want as jy in die kerk is en jy is 'n kind van Jesus Christus, jy is sy disipel, is jy deel van God se weermag. En dis wie die Boerelegioen is. Ons is deel van God se weermag. Ons is die boere op ons knie. Ons is die ouens wat gepropageer het van die begin af, dat die boere sal net gered word deur die hoër hand wat vir ons uit hierdie verdrukking sal uitlei. As die familie die moeite gedoen het om die heel eerste promosievideo van die Boerelegioen te kyk in 2016, om die waarheid te sê, Junie 2016, sou hulle dit daar gesien het. Dat ons is afhanklik van 'n lewende God wat ons uit hierdie verdrukking sal uitlei. Daarom sal ons moet opstaan teen ongeregtigheid en ons sal ons stemme moet dik maak. Daarom het ons protesaksies geondersteun wat deur aktiviste gedryf is. Soos onder andere 'n persoon soos Petrus Sito wat in die parlement nou gaan sit en sy saak oor plaasmoorde en die aanvalle van plaasboere en die moorde op plaasboere en plaaswerkers gaan betwis. Hy was deel van die nasionale landelike veiligheidskomitee en ek het langs hom gesit en ek het vir hom gesê, broer, dit is die pad wat ons moet loop, in lyn met die wetgewing van Suid-Afrika. Nêrens het die Boerelegioen ooit in 7 jaar buite die raamwerk van die wet opgetree. Nêrens. En dit is video op video op video my beroep as die leier van die Boerelegioen wat ek gemaak het van 2016 af. Die feit dat ons nie by SIRA geregistreer is nie, is om een rede. En dit is dat Boerelegioen is deel van die plaaslike gemeenskapsveiligheidsstrukture, onder andere deel van die sekuriteitsmaatskappye. Ons is 'n nasionale liggaam wat nie as 'n sekuriteitsmaatskappytjie wil funksioneer nie. Ons is deel van gemeenskapsveiligheid wat gereguleer word deur die wetgewing wat handel oor gemeenskapspolisieering. Daarom is my opdrag in skrif in nasionale instruksies baie duidelik. En ek sou dit in die hof beskikbaar gestel het, waar ek aangemoedig het dat mense deel word van die veiligheidsforums van elke dorp, waar hulle rol en insette gaan speel. En wat Isak van Sail nie kan verstaan nie, is dat die polisie en die regering van die dag ons as 'n bedreiging sien. Terwyl ons harte en ons wense van die begin af was dat ons as 'n magsvermenigvuldiger vir die polisie en selfs vir die weermag kan dien, wanneer daar grootskaalse anargie uitbreek. Nou verstaan ek nie, my liewe boetie en sussie in die boeregemeenskap,
hoe die boerelegioen so teengestaan word en as onwettig beskou word. Is die rol wat ons dan nou wil speel, dan nou in stryd met dit wat die regering beoog, 'n wettelose gemeenskap, wat hulle grootendeels reg gekry het van 1994. Mag die boerelegioen nie instrumenteel wees om westerse waardes te behou binne in ons domineringsgebiede nie. En die swartes en die geles en die pinkes en die perses wat daarmee saamloop, wat daar woon, word deel van die westerse beskawing. Of is die regering se oogmerk dalk om misdaad en anargie te laat hoogtyd vier in Suid-Afrika, sodat hulle 'n houvas op die samelewing kan kry en hulle manipuleer en beheer soos wat hulle dit gedoen het in die tyd van COVID? Antwoord die vraag vir jouself. Dames en here, ek gaan nie te veel ingaan op hierdie ding. Sy het verder bevind dat die boerelegioen bevorder wit oppergesag. Dis van alle waarheid ontbloot. As ons wit oppergesag bevorder, dan is AfriForum, Solidariteit, die Vryheidsfront en die UIM onder Neil de Beer dan ook vir die bevordering van wit oppergesag. Want sy steunbasis is wit en Afrikaans, so by the way. Volgens Ali het Brey lydens die getuienis van sy stibbe toenemend 'n volksmoord van wit mense gevrees. Die boerelegioen kan ongelukkig nie instaan vir Michael Grant Brey se obsessie oor die moontlikheid van die uitwissing van die wit volk nie. Ek kan nie daarvoor instaan nie, ek het hom nie persoonlik geken nie. Maar een ding weet ek, dat hy het sy nalatenskap gebaseer op video's wat die leier van die boerelegioen in name Isak van Sail gemaak het sedert 2017. En ek het daardie video's gaan bestudeer en weer bestudeer. En nêrens kon ek regtig vind, as jy die konteks van die boerelegioen se manifest en sy reglemente van order in ag neem, kon ek nêrens bevind dat enige van hierdie uitsprake enige waarheid bevat. So my liewe boetie en sussie, ek kan vir u sê dat die opleiding wat ons gedoen het, was gebaseer op polisieeringsbeginsels. Selfs in die tyd toe Pathfinder deel van die boerelegioen was. U moet onthou dat die polisie bestaan uit bekwaamhede en afdelings wat verskillende fasette van polisieering dek, onder andere misdaadvoorkoming, misdaadbestryding, met ander woorde die bestryding van onluste en onrus, openbare onrus en terrorisme, die beskerming van die openbare veiligheid, die binnelandse veiligheid en die ondersoek van misdaad. Nou die vraag wat ek vir u wil vra. As die boerelegioen as 'n organisasie dan binne die parameters van die wetgewing van gemeenskapspolisieering funksioneer en ons doen opleiding waar ons amptenare of ons lede op dieselfde vlak as 'n polisieman opgelei is, baat die staat en die regering en die samelewing en die gemeenskap nie daarby nie. As die polisie onder druk is en hulle bel die boerelegioen en die span gaan uit na 'n misdaadtoneel toe en hulle weet hoe om 'n misdaadtoneel te bewaar, hulle weet hoe om 'n hakkejagoperasie te loods, hulle weet hoe om spoor te sny, hulle weet hoe om 'n persoon aan te hou tot die polisie daar kom, met ander woorde 'n burgerlike arrestasie te maak. Is dit 'n negatief vir die regering? Indien wel, hoekom? Hoekom is dit 'n negatief vir die regering? My standpunt is, en ek sluit hiermee af, ek val nie wetgewing aan nie. Ek val nie regspraak aan nie.
Die mense wat by hierdie hele saak betrokke was, sal met hulle self saamleef. Ek het vrede gemaak, ek het gesê ek berus my by die uitspraak van die hof. En hierdie is my laaste kommunikasie in die verband. Ons sal nie die saak appeleer nie. Ons sluit af, ek draai my rug op die ongeregtigheid. Saluut.